is sy aan? Kan jy almal hoor? Goeiemôre broers en susters, baie hartlik welkom by die erediens vanoggend. Kom ons raak nou stil voor die Here in gebed en daarna sing ons gesang 448, 1, 2, 3 en 4, maar sonder dat ek dit aankondig. Kom ons raak 'n paar oomblikke stil. Here, hier waar ons die geleentheid het, ja eintlik die wonderlike voorreg om in u teenwoordigheid saam te wees, raak ons opnuut bewus van u grootheid, u goedheid en u genade. Ja, Here, as dit nie vir u genade was nie, sou ons nie vanmôre hier gewees het nie. En waar ons saam is in u naam, is ons hier met die verwagting dat u, Here, deur u groot genade weer met ons in 'n gesprek sal tree. En dat u deur u Gees vir ons sal lei om u woord te verstaan. Maar nie alleen u woord te verstaan nie, maar om ook vir ons daartoe te bring om dit wat u woord vra, weer helder en duidelik te hoor, en dat ons dit ook sal doen. Seën dan nou so ons samesyn, waar ons hier biddend voor u staan. Amen. Ons skriflesing vanoggend is uit die Evangelie volgens Markus, hoofstuk 4, vanaf vers 30 tot 32. En dit is die baie bekende gelykenis van die mosterdsaadjie. En hy het gesê, hoe sou mens die koninkryk van God uitbeeld? Of deur watter gelykenis sou mens dit voorstel? Dit is soos die mosterdsaadjie wat, wanneer dit in die grond gesaai word, kleiner is as al die soorte saad op die land. Maar wanneer dit gesaai is, kom dit op en word dit die grootste van al die tuinplante. En maak sulke groot takke, dat die voëls van die hemel in sy skaduwee kan nes maak. Ons lees tot sover. Gelukkig is elke mens wat God se woord hoor en ook daarvolgens lewe. Al wat 'n mens nodig het, hoor jy dikwels, is die geloof van 'n mosterdsaadjie. Dis dit wat hierdie kort gelykenis beteken. Ek dink miskien moet ons eers kyk, wat is 'n gelykenis? Ek dink almal van u weet wat 'n gelykenis is. So het Jesus mense geleer. Daar staan selfs in een van die evangelies, dis die enigste manier waarop hy mense geleer het, deur gelykenisse. Nou, wat is 'n gelykenis? Dit is 'n kort storie wat gebruik maak van beelde uit die alledaagse lewe waarmee die hoorders bekend was. Ons weet almal, gelykenisse is nie journalistieke berigte nie. Dis 'n storie, né? Dit het nie regtig gebeur nie. Daar was nie regtig iemand soos die barmhartige Samaritaan of die verlore seun nie.
Maar dit beteken nie dat die gelykenisse nie die waarheid praat nie. Nee, hulle verkondig aan ons die waarheid deur middel van 'n verhaal. Gelykenisse sê ook nie vir ons wat presies ons moet doen nie. Dit gee nie vir ons gelyk duidelike antwoorde nie. En gelykenisse is nie so eenvoudig om te verstaan soos wat ons dikwels meen nie. Nou wat is dan nou die doel van die gelykenisse? Wel, hulle nooi ons uit om te kom kyk. Om weer te kom kyk vanuit 'n ander hoek, 'n ander oogpunt. Gelykenisse laat dikwels die skille van ons oë afval. Laat ons die wêreld anders sien. Gelykenis is ook bedoel om 'n uitdaging te wees vir ons begrip van dinge. Dis bedoel om ons ongemaklik te laat voel, ja, om onsself te ontstel. Dis bedoel om ons verwagtinge te verhoog en om ons lewens- en wêreldbeskouing te verander. Terloops, gelykenisse gaan nie oor God nie. Nee, gelykenisse gaan oor die koninkryk van God. Dit was dan ook die sentrale tema van Jesus se prediking, die koninkryk van God. En nou moet ons goed verstaan, die koninkryk van God is nie 'n plek soos die koninkryk van Brittanje of die koninkryk van Holland nie. Nee, dis nie 'n plek nie. Die koninkryk van God gaan oor wat gebeur, wat die naam van God waardig is, wat God se wil laat geskied en wat sy koninkryk laat kom. Die koninkryk van God is 'n manier van lewe, 'n manier van wees. En die koninkryk van God kan enige plek gestalte vind. En die gelykenisse vertel vir ons hoe dinge kan of behoort te wees. Gelykenisse is 'n alternatief vir die korrupte, gewelddadige en dikwels onderdrukkende aardse regimes en sisteme. Die koninkryk van God is iets wat 'n mens ervaar. Ons ervaar die koninkryk van God in hoe ons mekaar behandel, in hoe ons oor mekaar dink, hoe ons teenoor mekaar optree, en vir mekaar omgee en let wel vir die wêreld. En so die Here Jesus ons mos leer bid, nie waar nie? Laat u koninkryk hier op aarde kom. Hoe? Net soos in die hemel. Sien julle? Die koninkryk van God is nie iets wat klaar gemaak uit die hemel neerdal nie. Nee, Jesus sê ons moet bid, laat u koninkryk kom. Ons, ek en jy, moet God se koninkryk sigbaar maak. Ons moet deur ons doen en late God se koninkryk laat realiseer hier op aarde. Ek en jy is die getuies, die deelnemers aan God se koninkryk. En dit beteken, liewe broers en susters, die koninkryk van God is nie net iets toekomstig nie. Dit is reeds hier. Dit het Jesus heel aan die begin van sy bediening gesê. Bekeer julle, die koninkryk van God het naby gekom. Die koninkryk van God is reeds 'n werklikheid. Die Fariseërs het op 'n dag vir Jesus gesê, kyk man, jy praat nou so baie oor God se koninkryk. Sê vir ons, wanneer gaan dit aanbreek? En dan sê Jesus, maar julle verstaan my heeltemal verkeerd.
Wanneer ek vir julle sê dat die koninkryk van God hier is, bedoel ek nie dis iets wat 'n mens met die blote oog kan sien nie. Nee. Die koninkryk van God, God se nuwe wêreld, God se visie, is iets wat binne in jou lewe gebeur. Dit verander jou lewenswyse, jou optrede. So word hierdie bede van die Onse Vader waar. Deur ons deelname in ons optrede. So kom die koninkryk. So word dit sigbaar hier op aarde, net soos in die hemel. Die gelykenis van die mosterdsaadjie staan in skrille kontras met die aardse koninkryke. In aardse koninkryke het ons wenners en verloders, insiders en outsiders. Klink amper soos vandag nog, né? In aardse koninkryke, die koninkryke van die wêreld, huiwer nie om deur middel van uitbuiting of oorheersing of geweld mense op hulle plek te hou nie. En dit is die wêreld waarin ons Here Jesus Christus geleef het. 'n Wêreld vol lyding en uitbuiting en politieke onderdrukking. Want die Joodse volk en hulle tuisland Palestina is met 'n ysterhand regeer deur Rome. Ja, die Romeinse ryk was seker een van die magtigste, maar ook die wreedste ryke wat die wêreld nog ooit gesien het. En daar was wyd verspreide onrus en ontevredenheid onder die Joodse volk. En een uitlaatklep was 'n messiaanse verwagting. Met ander woorde, hierdie verlange na iemand uit die geslag van Dawid wat hulle sou kom verlos en die koninkryk van Israel weer sou herstel. Want sien, die Jode glo mos in 'n God van reg en geregtigheid. Maar hulle eeuwelange onderdrukking deur die een dominante ryk na die ander, het hulle geloof en dit wat God beloof het, onder groot druk geplaas. Eers was daar die Assiriese ryk, in die jaar 700 voor Christus, wat die noordelike ryk verwoes. Nou vlug 'n klomp uit die noorde na die suidelike ryk, na Jerusalem. Maar dan kom die Babiloniërs, hier in die 500 jaar voor Christus, né? Wat doen hulle? Hulle verwoes die tempel, verwoes Jerusalem en voer die room van die volk weg na Babylon. En daar eindig dit nie. Dan kom die Perse, dan kom Alexander die Grote se Grieke. En nou uiteindelik in die tyd van Jesus die Romeine. Jy sien, hoekom was daar hierdie messiaanse verwagting by die Jode? Hulle het gesê, ons God is 'n God van reg en geregtigheid. So geregtigheid sal geskied. As dit nou nie in hierdie wêreld is nie, sal dit definitief in die toekomstige wêreld wees. Want God gaan eendag, die laaste dae, sogenaamd, 'n einde kom maak aan hierdie boosheid en onreg en onderdrukking en hy gaan die wêreld heeltemal nuut maak. Dis waaroor Jesus se gelykenisse ook gaan. God se nuwe wêreld, selfs as God se koninkryk. Jesus se gebruik van die term koninkryk van God as 'n beeld het direkte politieke konnotasies en implikasies gehad. Dit was 'n uitdaging aan die Romeinse ryk. Protes teen al die onderdrukking en onreg. Dis ook 'n alternatief vir hierdie onderdrukkende Romeinse koninkryk. Die gelykenisse sê, kyk 'n bietjie, hoe sou die wêreld lyk as God regeer? Ja, en hoe anders is God se koninkryk nie, né?
As ons dit nou vergelyk met Rome, in God se koninkryk is almal welkom. Veral die uitgeworpenes, die siekes, die armes, die nobodies, nee. Almal is welkom. Die koninkryk van God wend hom nie tot geweld soos die wêreldse koninkryke nie. Dit is 'n passiewe soort protes. Jesus het hom nooit tot geweld gewend nie. In God se koninkryk maak almal saak. Almal se welstand maak saak. Om seker te wees almal het genoeg is 'n prioriteit van God se koninkryk. Wanneer ons na die lens van die koninkryk na die wêreld kyk, in die wêreldse koninkryke, dan sien ons, in die koninkryk van God is selfs die geringste mense vir God van groot waarde. Ja, in God se koninkryk is daar 'n plek vir almal. Enige iemand, maak nie saak wie jy is nie. En God se koninkryk is 'n veilige tuiste. Daarom het Jesus gesê, kom na my toe, almal wat swaar belaai is, kom ek sal vir julle rus gee. Waarmee kan ons dus die koninkryk van God vergelyk? Vra Jesus. En dan sê hy, dis soos 'n mosterdsaadjie. 'n Mosterdsaadjie. Die ouens wat hierdie gelykenis die eerste keer gehoor het, sou definitief kop gekrap het. Veral die ouens wat in die landbou betrokke was. Jesus sê, dis die kleinste van al die soort saad op aarde, as dit gesaai word en dit ontkiem en groei, word dit die grootste van al die struike. Die grootste van alle struike. So lyk die mosterdsaadjie, nie baie groot nie, omtrent so 4 voet hoog. Ek weet nie hoeveel meter dit is nie. Kom baie algemeen in Palestina voor, so die ouens wat na die gelykenis lyk, weet waarvan Jesus praat. En ek dink mense wil glimlag. Ek wonder of Jesus nie die gelykenis vertel het so half met die tong in die kies nie. Humoristiese oordrywing. Matteus, wat nie met Lukas se weergawe van hierdie gelykenis tevrede was nie, brei hierop uit in sy evangelie. Hy sê die mosterdsaadjie sal uiteindelik 'n boom word, nie 'n struik soos maar nie. Hy sê dit sal 'n boom word, waarin die voëls van die hemel kom nes maak. Ek dink hy verwar dit dalk met die seders van Libanon. Want die mosterdsaad kan nie 'n boom word nie, dis duidelik. En weet julle wat? Om alles te kroon, is die mosterdsaad 'n onkruid. Ja, 'n onkruid wat oral indring. In jou tuin wat jy so mooi versorg, hè, Hanlie? As jy weer sien, is hy daar. Dis 'n opdringerige bos hierdie. Hy versprei oral. Mense wil nie daardie mosterdsaad in hulle landerye hê nie. Want as hy eers wortel geskiet het en groei, dan sukkel jy, soos met enige onkruid, om dit uitgeroei te kry. Maar daar eindig dit ook nog nie. Nou kom daar 'n klomp voëls. Hulle kom nou daar nes maak. Stel jou dit voor. Dink aan die gelykenis wat Jesus vertel het oor die voëls wat die saad opgepik het, nog voor dit kon ontkiem, nee, dit kan 'n oorlas wees. Nou, die takke van 'n mosterdplant kan seker 'n bietjie skuiling aan voëls verskaf, want dit is maar baie beskeie toevlugsoord. So ek dink wat ons miskien geneig is om te doen soos Matteus in sy weergawe, ons verwar die mosterdstruik met die magtige sederbome van Libanon, waarna Esegiel verwys.
Hulle is majestueus, hulle is groot, magnifiek. Eintlik 'n ideale beeld van die grootsheid en die simbool van wêreldse koninkryke wat groot praat en mags vertoon. Maar onthou wat het Esegiel gesê, pas op, hierdie bome sal die Here laat val. Ek weet nie, wie van u sal onthou, daar was so 'n toneelstuk, 'n sederval in Waterkloof. Ek sien die mense wat van Pretoria kom weet, hulle weet waar is Waterkloof. Wees gewaarsku. Die koninkryk van Rome is die ene magsvertoon. Maar die koninkryk van God is nederig en beskeie. Maar hy versprei oral. Hy dring oral in. Soos 'n mosterdsaadjie. En dit sê ook vir ons, die koninkryk van God lyk nie soos wat ons verwag nie. Daar's geen pragt en praal nie. Nee, dis heel gewoon. Die koninkryk van God lyk nie altyd soos wat ons wil hê nie. Daar is ook onkruid in die mengsel. Daar's heiliges en sondaars. Almal is welkom in die koninkryk van God. Dink maar aan die gelykenis wat Jesus in Matteus 13 vertel van die koring en die onkruid. En nou is die koninkryk van God nog dikwels 'n oorlas, né? Want die koninkryk van God vra soms van ons dinge wat ons nie eintlik aanstaan nie. Ons is nie gemaklik daarmee nie. Die koninkryk van God vra vir jou en my dat ons moet verdra, wat nog liefde hê. Die koninkryk van God vra vir ons om diegene wat God ook lief het, want God het die wêreld lief, nie net vir my, te verwelkom in sy koninkryk. Maak daai mense waarop ons neersien, laat hulle welkom voel, want God het almal lief, en God bevrug selfs en laat groei in ons midde, sodat ons ook uiteindelik leer om die mense waarop ons so neersien, hierdie sondaars, ook te sien soos God hulle sien, waardig. Ja, die koninkryk van God lok voels, ongewenste mense, maar ons word geroep om vir hulle plek te maak, en sê, kom, julle is welkom. Ons is geroep om hulle te voed en te versorg en te beskerm, op grond waarvan? Op grond van God se genade natuurlik. Wat ons so luid en suid aan die wêreld verkondig, en vir onsself toeëien, maar dalk nie verander nie, wat ons dink dit nie werd is nie. Ek dink die belangrikste punt van die gelykenis is, die koninkryk van God is soos 'n subtiele, indringende onkruid, wat uiteindelik die hele wêreld oorneem. Dis ondermynend, né? Sonder om na die swaard te gryp, is hier 'n proses aan die gang. Koninkryk van God wat stadig maar seker, soos 'n ongewenste indringer onkruid die wêreld oorneem. O ja, daar gaan mense wees wat nie daarvan hou nie. Daar sal mense wees wat nie wil hê die koninkryk van God moet groei nie. Daar gaan ouens wat sê kom ons roei dit uit. Maar weet jy wat vir my die treffendste van die gelykenis is? As jy daardie saadjie eers gesaai het, en het wortel geskiet en hy groei, gaan jy sukkel om hom uitgeroei te kry. So, dit bring ons by die betekenis van die gelykenis. Kom ons dink aan die mosterdsaad as die stiekrag en die groei van God se koninkryk hier in ons wêreld, wat niemand kan keer nie. En kom ons pas dit nou 'n bietjie toe op onsself, want dis tog die doel van die gelykenis, nie waar nie? Broers en susters, sien nou ons verwelkom daai irriterende voëls wat kom nes maak, daai vreemdelinge en die buitestanders en daai sondaars wat ons so maak. Sien nou ons
verwelkom hulle in ons midde. En ons laat hulle ook toe om 'n tuiste in God se koninkryk te vind. Dit sal geloof verg, nie waar nie. En die gewilligheid om God toe te laat, om God te wees. En om te vertrou dat, as ons maar net die saad van God se genade en barmhartigheid en vergifnis en vrede saai, seëninge verder sal vloei. En dat die koninkryk van God deur ons sigbaar word en realiseer, ter wille van die wêreld en nie net onsself nie. En dit alles in die naam van Jesus. Die gelykenis sê, gaan, saai die saad op die akkers van die wêreldse koninkryke, van geweld en onderdrukking. Wees soos 'n lastige indringer onkruid. Die regimes en die koninkryke van die wêreld kan dit nie keer nie. Hierdie saad wat ons saai, sal stadig maar seker ontkiem, wortel skiet en groei. En hierdie wêreldse koninkryke uiteindelik oorneem. Totdat hulle uiteindelik in die geskiedenis begin vervaag. Soos inderdaad ook in die geval van die eens magtige Romeinse ryk. Amen.